Goeiemôre geliefdes, baie welkom by NG Oudtshoorn Park se YouTube kanaal. My naam is Quintus Skols, die leraar van die gemeente en dit is vir my baie lekker om saam met julle te wees. Hartlik welkom net daar waar julle is. Mag die Here aan die woord kom vandag. Geseënde Vadersdag vir al die paas en oupas. Geseënde Vadersdag vir julle en mag dit 'n pragtige dag saam met julle geliefdes wees en mag julle ook net daai liefde beleef vandag. Dankie vir julle paas, die priester, profete en konings ook in ons land. Ek wil so vanoggend lees juis uit Lukas 15 uit die gelykenis van die goeie pa. En die tema vanoggend is die hart van 'n ware vader. Dis Vadersdag en ons gaan so 'n bietjie hoor ook die hart van 'n ware vader en hoe lyk die vaderhart van God. Mag ons daaruit leer vanoggend en mag die Here aan die woord kom. Voordat ons nou saam lees, kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vanoggend saam kan kuier uit die woord uit. Lukas 15, mag U vanoggend aan die woord kom. Mag U, Here, ons kom seën en mag U ook nou elke luisteraar en kyker aanspreek, net daar waar hulle is. Spreek ook nou, Here, U kinders luister. Ek verklaar U as my verlosser en saligmaker Jesus. En Here, ek kom bid ook as 'n stofmens vanoggend. Gebruik my dat ek net 'n instrument sal wees. U is die koning van die konings, die Here van die Here. En ons vra, Here, dat U nou ons ontmoet in ons situasie, net daar waar ons is. Ek bid dit nou vanoggend in Jesus naam. Amen. Geliefdes, ek lees vir ons saam uit die woord uit Lukas 15 vanaf vers 11. Die gelykenis van die goeie pa. Verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. Hy het toe die goed tussen hulle verdeel. Nie lank daarna nie het die jongste seun alles tot geld gemaak en van die ouer huis af na 'n ver land toe vertrek. Daar het hy sy geld verkwis deur losbandig te lewe. Nadat hy alles deurgebring het, het daar 'n kwaai hongersnood in daardie land gekom en ook hy het begin gebrek ly. Hy het toe sommer by een van die mense van daardie land gaan bly en die het hom na sy plaas toe gestuur om varke op te pas. Daar het hy gewens hy kon sy honger stil met die pele wat die varke eet, maar niemand het hom daarvan gegee nie. Toe kom hy tot inkeer en hy sê, my pa het wie weet hoeveel dagloners en hulle het almal oorgenoeg kos. En hier vergaan ek van die honger. Ek sal dadelik na my pa toe teruggaan en vir hom sê, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Behandel my soos een van pa se dagloners. En hy het sonder versuim na sy pa toe teruggegaan. Toe hy nog ver aankom, het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy hardloop hom tegemoet, omhels hom en soen hom. Toe sê die seun vir hom, pa, ek het teen God en teen pa gesondig. Ek is nie meer werd om pa se seun genoem te word nie. Maar sy pa roep sy werksmense, maak gou, bring klere die beste en trek dit vir hom aan. Sit vir hom 'n ring aan sy vinger en trek vir hom skoene aan. En bring die vetgemaakte kalf, slag hom en laat ons eet en fees vier. Hierdie seun van my was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ek het hom teruggekry. Toe het hulle begin fees vier. Die oudste seun was nog in die veld en toe hy terugkom en naby die huis was, hoor hy die musiek en die singery. En hy roep toe een van die bediendes nader en vra hom wat aan die gang is. En die bediende antwoord, u broer het gekom en u pa het die vetgemaakte kalf geslag, omdat hy hom behoue en gesond teruggekry het. Toe het die oudste seun kwaad geword en hy wou nie in die huis ingaan nie. Sy pa gaan toe uit en praat mooi met hom, maar hy antwoord, kyk, al die jare werk ek soos 'n slaaf vir pa, nog nooit het ek 'n opdrag van pa verontagsaam nie, en vir my het pa nog nooit eers 'n bokkie gegee, sodat ek saam met my vriende kan fees vier nie. Maar nou dat hierdie seun van pa
wat pa se goed met prostituie deurgebring het, teruggekom het, het pa vir hom die vetgemaakte kalf geslag. Toe sê die pa vir hom, kind, jy is altyd by my en alles wat ek het is ook joune. Maar ons kan tog nie anders as om fees te vier en bly te wees, want hierdie broer van jou was dood en hy lewe weer. Hy was verlore en ons het hom teruggekry. Tot sover die skriflesing, die woord van die Here. Vanoggend se tema, die hart van 'n ware vader. Vandag vier ons Vadersdag, 'n dag van dankbaarheid, 'n dag waar ons fees vier en dankie sê vir 'n pa. En ek weet as ons praat van 'n pa, dan dink ons aan 'n pa wat vir ons liefhet, wat ons beskerm, 'n pa wat vir ons daar is, iemand op wie ons kan staat maak. En ons is dankbaar vir ons paas. Ons paas wat vir ons soveel doen en gedoen het in die lewe. Vir baie mense is vandag ook 'n moeilike dag. Dalk is jou pa al oorlede en dalk het sommige van julle wat kyk groot geword sonder 'n pa en het jy dalk nooit jou pa geken nie. En dan is daar ook mense wat 'n dag soos hierdie baie traumaties beleef want hulle dra nog die letsels van 'n pa wat dalk afwesig was, of hulle seer gemaak het, of aangerand het, of dalk onbetrokke was, of skade gemaak het, hulle leed aangedoen het. En dan is dit vir hulle nie 'n maklike dag, Vadersdag nie. Daarom is Vadersdag sekerlik nie vir almal maklik nie. Maar Jesus kom wys vir ons juis die hart van Vader in 'n dag soos hierdie met Lukas 15 en ek wil juist dit so 'n bietjie vir julle oopbreek vir oggend en vir al die paas en oupas daar buite en ek wil sommer die ma's en die oumas en die families insluit vir oggend. Julle moet steeds bid vir julle kinders. Julle moet steeds vir hulle daar wees en omgee en lief wees. En dankie vir wat julle doen, maar moenie ophou nie. Hou aan met daai liefde. Want as ek hierdie teks lees, dan hoor ek, dit gaan oor 'n vader wat nooit ophou liefhet nie. 'n Vader wat sy liefde vir sy kind aangehou het ten spyte van. 'n Vader wat met oop arms gestaan het. 'n Vader wat sekerlik ook hartseer was toe sy seun met verkeerde dinge besig was. Maar 'n Vader wat ook fees vier omdat sy kind terug is in die Vaderhuis. Die eerste punt waarby ek wil stil staan vir oggend is die punt waar ek sê 'n ware vader gee sy kinders die vryheid om te kan kies. Vriende, ek hoop ons sien dit hierso dat die gelykenis se opskrif is die gelykenis van die goeie pa. En dan staan daar verder het Jesus gesê, daar was 'n man wat 2 seuns gehad het. Die jongste het vir sy pa gesê, pa, gee my die deel van die besittings wat my toekom. En hy het toe die goed gevat en hy het dit tussen hulle gaan verdeel. Hy het besef, hierdie kinders het hierdie keuse. En dit is die een ding wat ons moet hoor, is dat ek en jy het die vryheid om enige keuse te maak wat ons wil. En die feit dat hy eintlik vir sy pa sê, gee vir my die goed, het hy in sy binneste eintlik vir sy pa gesê, pa, jy is vir my reeds dood, gee net vir my wat my toekom en wat ek eendag sal kry, wat is in die testament, gee dit vir my, ek soek die deel wat my toekom. Hoe seer moes dit nie vir daai pa gewees het nie, hoe pynlik moes dit nie vir die vader gewees het nie. Tog dwing die pa nie hierdie kind om te bly nie. Want jy sien vriende, iets van liefde moet ons verstaan vir oggend. Liefde beheer nie, liefde manipuleer nie en liefde gee ruimte. Jy het 'n vrye wil of jy God wil aanbid of nie. Jy het 'n keuse of jy 'n wêreldse mens gaan wees en of jy 'n mens gaan wees wat deur die Gees beheers word. Jy het 'n keuse vir oggend of jy op God se speelveld wil bly en of jy met een voet in die wêreld wil gaan leef. En dit wat die wêreld as aanloklikhede en kom aanbied vir jou wat jy dink jou gaan versadig. En dan weet ek God het nie robotte gemaak nie, maar hy maak ons as mense met 'n vrye keuse.
Hy dwing ons nie om hom lief te hê nie. Dit word nie afgedwing op my en jou nie. En ek dink dit is een van die moeilikste goed ook vir 'n ouer as jy weet jy het jou kinders goed opgevoed en jy het jou beste gegee. Jy kan net jou kinders leer, jy kan bid vir hulle, jy kan vir hulle leiding gee, maar dan eers as hulle uit die huis uit gaan, dan moet hulle die keuse maak. Dan moet hulle kies. En dan is die hoop wat jy in jou binneste het as ouer dat jou kinders reg sal kies. Dat hulle die regte paaie sal bewandel, dat hulle manne en vroue van die woord sal wees. Ja, en dan is dit ongelukkig so dat daar ook kinders is wat verkeerde keuses maak en op paaie loop waar hulle nooit moes geloop het nie, op plekke opeindig omdat hulle slegte keuse gemaak het. En 'n mens sien dit ook in hierdie seun se lewe, omdat hy selfsugtig wou wees en daai selfsug en geld en al die dinge hom oorval het en hy die sonde hom laat oorheers het hy 'n klomp verkeerde keuses gemaak en sonde gedoen. Ek kyk so 'n bietjie na Tim Keller wat juis oor Lukas 15 geskryf het en hy sê selfs God ken hierdie pyn. Hy ken hierdie pyn van paas wat dalk 'n kind het wat op die verkeerde pad is. Hy ken ook hierdie pyn want hy moes sy seun laat sterf het vir ons aan 'n kruis hout. Dan sê Tim Keller en juist die gedeelte wat hy oor Lukas 15 skryf, the prodigal God, dan sê hy God's love is so great that he allows us the freedom to live because coerced love is not love. Nou daai coerced beteken to force someone, om iemand te forceer om vir jou lief te wees. Dit is nie liefde nie. Ons kan nie dit as liefde beskou as jy iemand dwing om vir jou lief te wees nie. En dan sien ons ietsie wat uitstaan in hierdie gedeelte, laat hierdie pa die kind los om ook sy pad te stap en dan kom hierdie seun vinnig by 'n kruispad. Daar waar hy die verkeerde keuses gemaak het. Dan lees ons daar in vers 17, toe kom hy tot inkeer. Nadat hy nou tussen die varke opgeëindig het met die prostituie en losbandig geleef het en alles wat sleg is gedoen het en sonde gedoen het, kom ons by die tweede punt uit vandag waar hy tot inkeer kom. Jy sien vriende, ons moet 'n sonde besef hê. Ons moet by daai plek uitkom waar ons besef ons moet terugkom na God toe. Ons het God nodig in ons lewens. 'n Ware vader hou nooit op wag nie. En dit is die een deel wat ek nou hier raak lees ook, is dat in vers 20 staan dit ook so mooi geskryf, toe hy nog ver aankom het sy pa hom al gesien en hom innig jammer gekry. Hy het hom innig jammer gekry, want die pa het nooit ophou hoop dat hierdie kind sal terugkom nie. En dan gebeur dit ook so, dat hierdie pa met oop arms na hierdie kind toe hardloop. Nou in die Midde-Oosterse kultuur in daai tyd was dit onwaardig vir 'n ouer man om te hardloop. Hy sou grasieus moes geloop het en hierdie ouer man sien ons hardloop. Hy omhels, hy soen sy kind. Hy kry hom innig jammer en hy's net bly dat sy kind teruggekom het en tot inkeer gekom het. Besef het jy het God nodig. En dan vriende, dan besef ek God sit nie met gevoude arms en wag nie. Hy wag met oop arms vir my en jou. Dalk dink jy vanoggend, maar ek het al soveel verkeerde dinge in my lewe gedoen. Ek het al soveel sonde gedoen. Gaan God my vergewe? Sal hy my aanvaar as ek terugkom na hom toe en kom vergifnis vra? En die antwoord is ja, want God se arms is oop vir jou vanoggend. Hy's lief vir jou. Hy ken jou op jou naam. Jy is syne. God wag vir jou met oop arms. En ek wil die hoop uitspreek in verhoudings tussen 'n pa en 'n seun en tussen 'n oupa en 'n klein seun of 'n pa en 'n oupa, laat daai verhoudings ook by heling en genesing kan uitkom as ons mekaar innig kan jammer kry en daai empatie vir mekaar kan hê. Daai omhelsing vir mekaar kan gee met oop arms.
maar nie met gevoude kwaadarms. Ja, seun, waar was jy? Wat het jy gedoen? Daai oordelende gesindheid sal hê nie, maar dat ons mekaar kan vergewe en by vergifnis kan uitkom. Die derde punt wat ek opgetel het in hierdie teks is dat die ware Vader soek ook na herstel. En herstel dan ook die kind se identiteit. Maak ons vanoggend seker dat ons hoor wat hierdie teks sê. Dat die Vader wil hê die kind moet terugkom. En die kind besef as hy tot inkeer kom en hy sê dit ook. Ek het teen pa gesondig, ek het teen God gesondig en teen pa gesondig. Hy erken dit en hy weet hy het verkeerd gedoen. Dan dink hy, maar ek moet maar teruggaan na my pa toe, want my pa se dagloners is self beter af as ek, want hulle kry lekker kos om te eet en daar word gesorg vir hulle. Hier's ek tussen die varke, ek lê hier tussen die varke en dit gaan nie goed nie. En dan dink hy bietjie in sy kop, maar hy sal dit gaan terugwerk vir sy pa. En dit is interessant hoe ons oor genade dink. Ons dink ons moet werk vir genade. Ek dink ek moet werk vir aanvaarding. En as ek net aanvaar kan word, dan gaan ek op 'n beter plek wees. As ek net aanvaarding kan kry by God. Geliefdes, boeties, sissies, jy is aanvaar deur Jesus wat vir jou aan die kruis gesterf het. Baie mense in hierdie lewe doen snaakse goed om aanvaar te word. Mense wil raak gesien word. Hulle wil liefgehê word, hulle wil behoort, veiligheid, sekuriteit, hulle soek net 'n plekkie. Mense wil net aanvaar word en dan doen hulle partykeer die moeilikste, snaakste dinge om net liefde te kry, om net te behoort. En dan wil ek vanoggend vir jou kom sê, God het jou reeds lief. Hy ken jou op jou naam, kom na hom toe net vanoggend. Kom breek net weer oop voor hom, kom tot inkeer. En sy vaderarm staan oop vir jou vandag. Hy sê, bring die mooiste klere, sit 'n ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan. Daai kleed beteken dis die kleed van God wat jy kom aantrek. Jy behoort weer aan God. Jy behoort hier. Dis waar God jou soek. Die ring beteken jy, daai ring wat aangesit word, jy's nou myne. Jy's steeds my seun. Ek sit dit vir jou aan. Jy behoort nou aan my. Jy is deel van hierdie gesin. En dan die skoene, die simbole so mooi, want die slawe in daai tyd het kaalvoet geloop, maar die seun sou skoene gedra het. Want jy behoort aan die koning. Jy's die koning se kind. En dan hoor ek die Vader kom en hy verander die eer weer van hierdie seun. Hierdie seun wat tussen die varke was, kry weer sy plek. Jy is my kind. Ek dink nie ons werk hier om aanvaarding te kry nie. Ons is klaar aanvaar. Ons werk nie om kinders van God te word nie, maar omdat ons kinders van God is, dra ons vrug en doen ons werk. Ons word kinders deur die genade, deur die kruis, en ons kan net vanoggend sê, dankie Jesus. Ek kyk weer wat Tim Keller skryf daaroor, as hy oor Lukas 15 praat, dan sê hy, the gospel is this, we are more sinful and flawed in ourselves than we ever dared believe. Yet at the very same time, we are more loved and accepted in Jesus Christ than we ever dared hope. We are more sinful and flawed. As ons maar net besef, ons is vol sonde, en dis hoekom hierdie kind dit besef en sê, ek het teen pa, ek het teen God gesondig. Maar, om te verstaan, we are more loved and accepted in Jesus Christ. Hoor dit. Jy is geliefd en jy is aanvaar deur Jesus aan 'n kruishout. Kom ons staan net hier op die einde nou stil by die oudste seun en ons moet iets sê van hom ook.
Ons vergeet dikwels van hom. Hy was die heeltyd daar, hy was by die huis. Sy werk en sy dinge wat hy gedoen het was daar, was by die huis, was by sy pa gewees, maar sy hart was ver. Sy liggaam was fisies daar. Maar mens kan aflei sy hart was ver van die Vader huis af. Hy praat hier op die einde ook nie van sy broer nie, maar hy praat van hierdie seun van u. En mens kry die idee dat hy al die tye net God gedien het uit plig. Dat hy sy Vader gedien het uit plig. En dit maak 'n ou partykeer so 'n bietjie bekommerd dat daar mense in die kerk kan sit wat ook net Vader aanbid uit tradisie of uit plig of omdat my ouers dit gedoen het of omdat ek dink dis die regte ding, maar eintlik moet jy in 'n verhouding met God staan. Eintlik moet jy innig tot bekering kom. Jy moet op daai plek kom waar jy innerlik jammer is en tot inkeer kom en jou sonde bely en dan saam met God leef. God kom nooi vir oggend nie net die afgedwaaldes, die mense buite die kerk uit en sê kom na my toe nie. Hy kom nooi vir oggend kerkmense uit en sê, is jy in jou hart by God? Is jy hier teenwoordig omdat jy die Here liefhet? Waar is jy in jou lewe? En kom na godsdienstige mense toe en sê, is daar liefde in jou? Is daar vergifnis in jou? Is daar deernis in jou? Want mense dit eintlik van die oudste seun verwag. Liefde, vergifnis, my boetie is terug. Ek is bly om hom te sien. Daai gesindheid, daai afhanklikheid, daai kom terug. Dit gaan mos nie oor geld nie. Dit gaan mos nie oor wat ons daaruit kan kry nie. Sien geliefdes, miskien is jy dalk vanoggend daai verlore seun en jy toevallig op hierdie preek afgekom op YouTube en dan is dit nodig dat jy dit moet hoor. Kom huis toe. Kom tot inkeer. Kom bely jou sonde, want God staan met oop arms. Laat God jou hart sag maak. Miskien is jy 'n pa vanoggend en het jy nodig om verhoudings te herstel en daarom het ek juis in die begin ook dit gesê, die hart van 'n ware vader en dalk is dit nodig dat jy ook jou kind moet toelaat dat hy sy keuses moet maak. Dalk is dit nodig dat jy ook net moet wag en moet bid vir jou kind. Dalk is dit nodig dat jy ook jou kind weer met oop arms moet ontvang. Dalk is 'n omhelsing nodig en dat julle mekaar sal vergewe en dat julle by daai herstel en die heelheid en daai gesindheid sal uitkom waar ons vir mekaar kan lief wees. Ja, dalk moet ons vir die Here vra om ons te vorm en dat ons al hoe meer na die beeld van God sal wees. Dat ons dinge sal sê en dink en doen wat vir God aanneemlik is. En mag ons nie soos die oudste seun wees, wat fisies in liggaam daar is, maar eintlik, toe dit op die oomblik neerkom waar die Christendom getoets word, alles wys van hoe 'n Christen nie moet lyk nie. Dat daar nie vergifnis is nie, nie deernis nie, nie 'n innig jammer kry soos die pa is nie. Dat hy iets wat weerspieël word, nie Christendom is wat weerspieël is deur die oudste seun nie, en laat hy dan later eintlik as die verlore seun bekend staan. Mag ons vanoggend hierdie boodskap gehoor het as paas. Mag ons as families net weer lief wees vir mekaar. En mag ons ook bid. Mag ons vir ons kleinkinders bid en mag ons iets hoor van die Vaderhart van God wat Jesus vir ons hier kom wys het. Dat God gee vir ons vrye wil, maar hy staan met oop arms en wag vir ons en hy wil hê ons moet 'n verhouding met hom hê. Kom terug huis toe. Kom staan in 'n verhouding met die opgestane Jesus. Hoor die Vaderhart van God. Hy's lief vir jou en hy wil vir jou alles gee. Kom na God toe. By hom is daar heling, vrede, veiligheid en jy sal behoort. Jy is aanvaar deur Jesus. Amen. Here, dankie dat ons vanoggend net kon saam wees op hierdie Vadersdag en ek
Wil juist Lukas 15 vanoggend net kom uithou, Here, dat ons iets sal hoor van ons het 'n vrye wil en die mens misbruik soms hulle vrye wil en dit om sonde te doen. En Here, daarom is dit so belangrik in vers 17 dat ons hoor maar ons moet tot inkeer kom. Ons hoor hierdie jong man wat ook sê hy het teen God en hy teen sy pa ook gesondig. En mag dit ook so wees, Here, dat ons vanoggend ook ons sonde bely en ons afhanklikheid en nederigheid en terugkom huis toe. Want Here, ons is aanvaar deur die kosbare bloed van Jesus. Hy wat met sy liggaam betaal het, sy liggaam wat gebreek het en sy bloed wat gevloei het tot 'n volkomme versoening van ons sondes. En daarom staan die Vader met oop hande en wag vir ons. Here, ons sien uit om fees te vier. Want Here, ons wil saam met U wees. Ons behoort by U. Dankie dat ons aanvaar is. En dankie dat ons nou kan vashou daaraan dat die toekoms saam met U 'n wonderlike toekoms is van vandag af tot in alle ewigheid. Loof ons U en prys ons U, Here. En wil ons net kom dankie sê vir U genade. As dit nie vir genade was nie, was ons verlore. Ek loof U en ek prys U. Ek bid ook vir families, ek bid vir verhoudings en herstel, vir heelheid, vir genesing en ek bid ook vir oop arms, vir mense wat empatie met mekaar sal hê en by versoening sal uitkom. Ek bid daarvoor in die naam van die opgestane Jesus. Seën ons, Here, in Jesus naam. Amen. Geliefdes, dankie dat julle ingeskakel het. Goedheid en guns. Ons praat DV weer volgende week.